Goed, graad 10, kom ons kyk bietjie na 'n aktiwiteit saam, aktiwiteit 15.1. Magubeni besit 'n sportwinkel wat sporttoerusting en klere verkoop. Die proefbalans van Magubeni Sport word op die 29ste Februarie 2019 die einde van hulle finansiële jaar vir jou gegee. Hulle gee daar vir jou proefbalans en dis dit. So ons gaan nou net eers in hierdie aktiwiteit, ons gaan nou nog nie aansuiwerings doen nie. Ek gaan nou net eers vir julle die rekeninge leer. Okay. So jou handelsrekening aan die kredietkant gaan jy verkope hê, maar jy moet debiteure afslag hier aftrek. Okay. Nou, mens skryf dit nou nie so nie, maar ek tik dit net so in dat jy kan sien, maar jy gaan daar skryf verkope. Alles gebeur in die AJ, everything happens in the GJ 2019, ek dink hulle het gesê Februarie. Wat sê die aktiwiteit? Ja, Februarie 2019. Die 28ste. Okay. Nou hier by verkope, soos ek sê, ons gaan verkope vat minus debiteure afslag. So, kom ons gaan soek vir ons verkope. Okay, ek soek nou eintlik iets met hom, maak nou nie sakkie. So verkope is daar 1.320.000. En as ek sê, you have to subtract the debtors allowance. Oh, sorry. Debtors allowance, 6.830. Okay. Let's get that amount. $1,33170. Okay. So there you have the first part of your trading account. Sorry julle, ek try nou hierdie bedrag hier inpas. Ja, pas hy nou beter in. Okay, in geval. Dan volgende het 'n mens nou jou koste van verkope aan hierdie kant. Nou ek sal weer eendag in die klas sal ek vir julle mooi verduidelik hoekom kom dit aan die kant, hoekom kom dit aan daai kant, maar vir nou kom ons leer dit net eers so, die tyd is nou nie aan ons kant nie. Folio en dan moet ons gaan kyk wat ons koste van verkope is, 942,857. Okay. Nou, wat jy volgende nou moet doen, is nou moet jy hom afsluit. Nou, dis amper soos om te saldeer. It's almost like balancing your account, but it's not totally the same. So, all that we're going to do, we are going to close it off with this way. Kom ek maak gou so. Jy gaan daar lekker donker lijntjie trek, daar lekker donker lijntjie. En dan gaan jy vir jou so dubbel lijntjie doen aan die onderkant. Okay. Then you're going to check which amount is the most. Oh, ek sien my lijntjie het daar getrek nie. Going to check which amount is the most. Daai bedrag wat die meeste is, gaan jy dan aan albei kante inskryf. Okay. En dan, die een kant is mos nou daai bedrag, maar die ander kant is nou nog nie daai bedrag nie. Goed. So nou, die kant, this side is equal to that amount, but this side is not equal to that amount yet. So we need to get the difference between the two amounts. $370,313. Okay, en dit gaan ons wins en verliesrekening toe vat. Profit and loss account.
Okay, nou julle sal sien ek skryf oral AJ in, asseblief skryf AJ in, moenie net dit ooplos nie. Maar nou ja, hierdie bedrag, nog is sommer soveel maak, so ons gaan hom, vir elke debit, is daar 'n krediet, so ons gaan hom nou hier insit, 2019, Februarie 28ste, maar nou gaan ons daar skryf, handelsrekening. Ons kan ons nie wins en verlies binne die wins en verlies hê nie. Okay. En dan moet ons nou die res van ons bedraai insit. Okay, ek net gou hier sommer my lyntjies vooraf so klein bietjie gou skuif. Okay, so alle inkomstes gaan hier aan die kredietkant kom en alle uitgawes gaan aan daai kant kom, aan die debietkant. So kom ons gaan kyk. Ek wil nou sommer eintlik so maak. Okay. Skuif hom so bietjie. Dat ek so half alles kan sien. En dan aan die kant. Ek gaan nou eers al die inkomste somme daar aan die kredietkant inskryf. Dit so bietjie groter is dat julle beter kan sien. I'm going to write all the income on the credit side and all the expenses on the debit side. Ok, so ons het klaar verkope ingeskryf, heel bo, koste van verkope, debiteure afslag afgetrek, hier inkomste, is ons volgende een. Hoe weet ek hy sy inkomste? Eerstens weet ek hy sy inkomste, en tweedens hy is hier aan die kredietkant. Die res van die goed is alles aan die debietkant, so dit is alles uitgawes. So nou, aan die ander kant, aan die debietkant, telephone, water and electricity, stationery, wages, salaries, advertisements, and insurance. Goed. Okay. Nou hierdie soos ek sê is 'n baie eenvoudige een, nou nog sonder enige aansuiwering, so ek sal nog 'n video vir julle maak met aansuiwerings by. But now what you need to do, you need to add up and check which side is the most, maar ek kan sommer so half sien, daai gaan die meeste wees. So nou gaan ek weer eens vir myself hier aan die onderkant net sulke lyntjies maak. Okay, and then, like I say, I'm going to add up these amounts. 384713. And then I'm going to put it on the other side as well. And then I'm going to take this total and subtract all the expense amounts. So ek gaan nou daai totaal vat en al die uitgawe bedrae aftrek. That gives me 256,780. En dit is jou netto wins. Jou net profit vir die jaar. And that's it. Hierdie netto wins, laat ek net gou dit so stel, skryf, dit gaan eintlik kapitaal toe, en dan mens kan maar net in hakies vir jouself skryf, dit is jou netto wins. So it goes to the capital account, and it's your net profit. Yes, okay. Great things. You can do activity, the next activity, 15.2. Ooh, I've done it in the wrong one. But doesn't matter. That was actually 15.2.
one that I did. But yeah, you can do activity 15.2 on your own, and then I'll be doing a video again on 15.26.